Goeiemôre vriende, dis vandag donderdag 24 April 2025. Kom ons raak net so 'n wyle stil. O Heilige Gees, ons kom vra vir die Here om by ons te wees deur vandag met al die besluite wat ons moet neem, die oproepe wat ons moet hanteer, ons dagboeke wat vol is, werk wat moet klaarkom, die stres daaraan verbonde. Vir ons daai rustigheid en kalmte wat net U kan gee. Vrede, Here, wat U kan gee terwyl ons gejaagd rondhardloop. 'n Rus wat ons in U vind, wanneer ons ook ons lewe in U hande oordra. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, dan is ons by 'n baie groot teksgedeelte vandag, wat inderdaad my hele lewe verander het. Ek gaan nou die storie eers vertel nie. Maar dit is in Spreuke 20 vers 25, waar die spreekgedigter die volgende sê: jy stel vir jouself 'n struik as jy oorhaastig iets aan die Here wy en agterna eers besef wat jy beloof het. Agterna eers besef wat jy beloof het. Vriende, ek dink die een ding wat ek en jy nie ligtelik mee moet omgaan nie, is wanneer ek en jy iets aan die Here beloof. Dit kan baie keer wees dat ek en jy 'n benouenis wees, dit kan wees dat ek en jy in 'n eksamen is, vriende, en dat ek en jy dan oorhaastig iets aan die Here beloof, iets wat ons vir die Here sal doen. Dat wanneer dit met jou finansiëel sleg gaan, jy onmiddellik vir die Here sal beloof, as dit nou beter met hom gaan, sal jy baie geld vir hom weggee. Dit kan wees, vriende, dat jy in 'n verhouding staan en jy vir die een baie lief is, en dit lyk asof dinge wil skeef gaan, en jy dan vir die Here sê: Here, as U hierdie verhouding sal laat goed gaan, Here, dan sal ek in die gemeente waar ek is, of waar ek sal ek my beywer vir U, sal ek in daardie bediening behoort, ek sal in daai bediening behoort, ek sal voluit vir U lewe. Dit kan selfs wees dat jy so ver gaan, vriende, om vir die Here te sê, maar as hy met hierdie enorme ding in jou lewe, hy sal voorsien, dan sal jy voltyds in die bediening ingaan. Vriende, dit kan enige so 'n ding wees. Die spreekgedigter kom waarsku ons en hy sê: jy stel vir jouself 'n struik as jy iets oorhaastig iets aan die Here wy. Vriende, ek dink dis die een ding wat ek en jy vir mekaar moet sê is: moenie oorhaastig iets aan die Here beloof nie. Jy hoef nie dit te beloof aan die Here nie. Maar vriende, wat ek hoor die spreekgedigter sê, die oomblik wanneer jy wel iets aan God beloof het, then you must pay up. Dan beteken dat ek en jy kan nie terugstaan en sê: oeps, ek het 'n foutjie gemaak nie. Wanneer jy aan die almagtige God iets beloof het, en jy daardie spesifieke iets gekry het wat jy, liewe vriende, vir God gevra het, dan is dit nie oeps. Then you must pay up. Dan moet ek en jy die belofte nakom wat ons aan God beloof. Vriende, ons het dit nie met 'n Mickey Mouse God te doen nie. Jy maak net 'n beloftetjie en dan stap jy weg af en af. Behalwe as God jou vry maak daarvan, maar moet jy baie seker wees, is God wat jou vry gemaak het daarvan. En dit is wat ek die spreekgedigter vandag hoor sê. Jy stel vir jouself 'n struik as jy oorhaastig iets aan die Here wy en agterna eers besef wat jy beloof het. Moet dit eenvoudig nie doen nie, vriende. Moenie iets aan God beloof
wat jy vir jou siel miskien weet, jy kan nie nakom nie. Of jy het iets aan God beloof, en dink jy kan daarna net daarvan af wegstap nie. Dit is nie hoe God werk nie. God het tog nie beloof om vir jou aan die kruis te sterf, en daarna het hy vir jou gesê, ja, oeps, dit was 'n foutjie, jy gaan nou maar vir jouself op pa staan en 'n jaar bo kom nie. Nee. Sy beloftes wat God maak aan jou as mens, het hy nog altyd nagekom. Ons beloftes moet ons nakom, wat ons aan God gemaak het. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.